Dis my gebed dat u woord vir ons breek vanoggend. Bedien ons daarmee en Here, dat ons u presence mag ervaar. Amen. Ek wil net sê, almal wat vanoggend hier is, wat ek lanklaas gesien het, moet asseblief nie loop, kom groet ten minste na die tyd. Ek wil vanoggend praat oor iets, of kom ek gee my diens die onderwerp, Experience the Presence of God. 'n Franse edelman, Marquis de Renty, het so 'n heilige lewe geleef dat sy teenwoordigheid dikwels 'n invloed op ander mense gehad het, al het hy niks gesê nie. Nou hier is my punt, sommer julle nie begin. Ervaar ons dit? Elkeen van ons. Of ervaar ander mense dat ons lewens is so dat there's something godly wat hulle experience as hulle in ons geselskap is. Nou Marquis de Renty het een keer by 'n saal verbygeloop waar daar allerlei goddelose dinge aan die gang was. Hy het besluit om in te gaan, hy het die deur oopgemaak, hy het ingegaan en hy het daar gaan sit. Hy het niks gesê nie, hy het net daar gaan sit en gekyk wat aangaan. En die mense in die saal het al stiller geraak. Die goddelose byeenkoms het 'n stadige dood gesterf. Die teenwoordigheid het opgehou met dit waarmee hulle besig was en het een na die ander die byeenkoms verlaat. Gee ons lewens dit af. Mense ontwikkel 'n weerstand teen preke en boeke. Maar die invloed van 'n heilige lewe, heiligheid sonder voorgees, sonder fake, praat 'n taal wat 'n hart nie kan ignoreer nie. Met verloop van tyd word woorde vervaag in mense se herinneringe. Dit word as dit ware uitgevee, maar die duidelike prentjie van 'n voorbeeldige lewe is onuitwisbaar. Nou Brother Lawrence, ons het so 'n week of 2 of 3 oor sy boekie gepraat. Die kern van sy boekie het gegaan oor ons kan onsself in God se teenwoordigheid vestig deur voortdurend bewus te wees van God. Ons moet onsself oefen om bewus te bly daarvan dat God by ons teenwoordig is. As ons onsself bewustelik daarop instel dat God by ons teenwoordig is, ervaar ons iets. Brother Lawrence het geskryf, sy boekie se naam is The Experience the Presence of God. Hy het gesê, my kombuiswerk, hy was 'n kok in 'n kombuis, my kombuiswerk verskil nie van my tyd van gebed nie. In die geraas en gewerskaf van die kombuis waar verskeie mense verskillende opdragte en versoeke vir my skree, is God my kalmte. Te midde van die geraas het ek deur God se genade dieselfde vrede as wat ek in my stilte tyd het. Nou, dis wat ek vanoggend vir jou wil deurgee. Dit wat jy, die vrede en die connection wat jy maak in jou stilte tyd, in jou tyd met God, moet jy uitneem, dat ander mense dit sien. Jy werk waar jy werk, jy stuur e-mails, jy gee opdragte aan mense, jy werk kwotasies uit, wat jy ook al doen jy, omdat God jou dit daar geplaas het om dit te doen. Net nog een voorbeeldjie, ook een wat julle al ken. John Bevere was 'n leraar van 'n groot gemeente in die VSA. Gedurende die 1980s is hy gevra om as gasheer op te tree.
Dr. David Yonggi Cho van Seoul, Korea, het 'n reeks dienste in hulle gemeente kom hou. Nou, die gemeente in Suid-Korea het 750.000 lidmate. Hy het gesê, my verantwoordelikheid was om Dr. Cho by sy hotel te gaan haal, elke aand en na die diens toe te bring. Ek sou dus sy motorbestuurder was. Ek was 'n jong Christen en ek was oorweldig deur hierdie voorreg. Dr. Cho het saam met ongeveer 15 sakemanne van Suidkerk gereis. Die dag toe ek hulle ontmoet het, die leier my eenkant gevat en gesê, onthou net as jy in die aande vir Dr. Cho oplaai vir die dienste, hy wil nie praatjies maak wanneer hy op pad is om te gaan preek nie. Ek het die eerste aand by die hotel gestop. Een van sy span het die deur oopgemaak. Dr. Cho het ingeklim aan die passasierskant. En luister wat skryf John beweer. En ek het dadelik die teenwoordigheid van God ervaar. Dit was oorweldigend. God se majesteit en liefde was werklik tasbaar in die motor. Ek het begin ry, maar die trane het uit my oë geloop. Nou hier is my punt weer. Ervaar mense dit van my en jou? Wanneer ek of jy by iemand in die motor klim, is it God's presence wat aanklim? And if not, why not? In Genesis 1 skape God die mens, vir my en vir jou, na sy beeld. So ons is God se beelddraers, elke dag. En dan in 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20 skryf Paulus, God het ons sy Heilige Gees gegee om in ons te woon. Nou as jy daai twee skrifte bymekaar bring, is daar nie 'n manier dat ons 'n verskoning het, dat ons the presence of God moet kan uitstraal na ander. Nou ek het 'n paar punte, hulle is in jou blaadjie. Die eerste een is die presence of God vra heel dikwels dat ek en jy iets sal doen. 'n Vrou het 'n brood gebak, vars brood een oggend. En sy het nie juist goed met haar buurvrou oor die weg gekom nie. Ons het almal sulke situasies. Of daar's iemand by die werk wat jy hoop net nie volgende jaar terugkom nie. Of daar's 'n bure wat jy bid dat hulle sal wegtrek, of daar's iemand in jou woonstelblok wat jy hoop hulle kry 'n beter woonstelblok en gaan bly daar. Ons het almal sulke mense. Ek noem hulle EGB, ekstra genade benodig mense. Maar sy sê sy bak die vars brood en sy voel, listen, this the presence of God. Sy voel sy moet 2 snye sny en vir haar buurvrou gaan gee. Partykeer gee die presence of God vir jou 'n opdrag. Sy doen dit. En toe sy aan die ander kant kom en die klop en vir die buurvrou dit gee, sê die buurvrou, dis vandag presies 'n jaar dat my man oorlede is. Dis sy eerste verjaarsdag in die hemel. En ek het nie kans gesien om op te staan. Dankie. Dankie vir 2 vars snye brood. Onthou die Here weet van goed wat ons nie van weet nie. 'n man stop by die tol daar by voor die tonnel op die N1. En hy sien die dame wat sy geldjie moet ontvang is nie in 'n goeie spasie nie. En hy's 'n pragtige kind van die Here, experience the presence of God, en hy besef net, hy gaan nou eers 'n bietjie met haar gesels, maar nou dan die karre op agter hom en reg agter hom staan 'n vol taxi. En hy besluit net, hy chat met haar en hy beer haar 'n bietjie op en
Die teksie begin hoed. Hy sê dit was nie 3 minute, 4 minute wat hy nou die gesprekkie gehad het nie. En toe haal hy nog 'n R200 noot uit en hy gee dit vir die dametjie en hy sê, dis die teksie se tolgeld en die change vat jy en jy gaan bederf jou vanaand voordat jy bed toe gaan met ietsie. En die teksie kom verby en sy dinge is betaal. Aan die ander kant toe hulle wegry, toe ry die teksie verby die man en hy wys vir hom hy moet aftrek. En hy trek af, maar hy bly sit in die kar, draai die venster af, die taxi-bestuurder kom, en hy stap tot by die deur, en hy sê, meneer, hoekom het jy dit gedoen? Hy sê, because God told me so. Hy sê, die trane begin uit sy oë loop, hy sê, met ander woorde, God still knows about me. God weet nog van my. Partykeer moet ek en jy die presence of God so beleef dat ons iets goeds vir iemand anders doen, omdat God vir daai ou wil sê, ek weet van jou. Maar wie wil hy gebruik? Vir my en vir jou. Sy ambassadeurs, Genesis 1. Galasiërs 5:6 vers 9, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan die medegelowiges. Wanneer die Heilige Gees in ons woon, liewe vriende, kom daar momente in ons lewens, waar God vir jou iets gaan sê, wat jy moet doen. Doen dit. Want dit gaan nie oor jou doen nie. Dit gaan oor wat God in daai mens se lewe besig is mee. 'n Oomie skryf, hy sê dit, of 'n man vertel, dit was tydens 'n bejaardes, daar was 'n straatoptog in die ouete huis is geneem om die versierde waans te gaan kyk, en die wat nog opgehelp kon word om op bankies te sit, het op bankies gesit. Hy sê, maar ek en my vrou het agter 2 rolstoele stelling ingeneem, en in my rolstoel was 'n ou tannetjie net vel en been. En op 'n stadium het sy haar verrimpelde handjie so gewaai, en beduie sy wil vir my iets sê. En ek het afgebuk, en sy het vir my gevra, wie is jy? En ek het gesê wie ek is, en ek het gevra, wie is sy? Sy het gesê, ek is Elna, en ek word volgende week 100. En dan hy sê, het weer so eentjie gestoot, en op 'n stadium met die tannetjie weer haar handjie geswaai, en het weer afgebruik, en sy vra vir hom, hoekom is ons hier? En hy het vir haar vertel van alles wat, toe sê sy het nooit gedink sy sal weer in die straat kom nie. Sy kan in elk geval niks sien nie, maar sy het vir hom so bedank, dat hy haar gebring het. Na rukkie, waai sy weer die handjie, en hy buk weer af, en hy vra vir hom, sy vra vir hom, hoekom doen jy dit vir my? En hy sê vir haar, omdat ek graag dit vir my ma wou doen, maar my mamma is nie meer hier nie, nou doen ek dit vir Tannie. En sy sê, buk 'n bietjie nader, ek wil vir jou 'n seëngebed doen. En daai ou sê, daai Tannie bid my net buite die 3-eenheid. 'n Gebed wat ek nooit sal vergeet nie. Practice the presence of God. Met Lukas staan daar, as julle net goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle vyande lief hê, goed doen en uiteen, dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Nommer 2. Ek moet my haas, want ons moet nog middagete gaan eet, ek het 6 punte. Partykeer is die presence of God, wanneer ek en jy worstel met iets. Jakob het geworstel toe hy op pad terug is na sy land, en sy boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het die broer Esau aangetref, hy is op pad na jou toe. Dan staan daar vers 7 van Genesis 32, Jakob het bang geword.
en angs het hom oorval. Vers 9, Jakob het begin bid. Nou luister wat bid hy. Here God van my voorvader Abraham, God van Isak. Nou sê hy vir die Here, U het vir my gesê om terug te gaan na my land en my familie toe, en U sal goed aan my doen. Met ander woorde, hy is bang vir Esau. Vers 22, in die nag het hy opgestaan, toe het hy sy vrouens en sy kinders al sy deur die Jakob drif gestuur, en nadat hulle deur die rivier is, het hy agtergebly, dan staan daar vers 24, en Jakob het alleen daar agtergebly, en het met 'n man tot dagbreek gestoei. Toe die man agterkom, dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man gesê, terwyl hy stoei, die dag breek al, los my, wat wil jy hê? Toe sê Jakob, ek gaan jou nie los as jy my nie seën nie. In vers 30, Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het met God geworstel. Wat is jou Peniel? Wat is jou worsteling? Is dit 'n kind? Is dit 'n siekte? Is dit 'n huwelik? Is dit 'n verhouding met iemand anders? Is dit 'n finansiële situasie? Wat is dit waarmee jy worstel? Maar daai worsteling bring jou in God se teenwoordigheid. Jy ervaar as dit ware. In Lukas 18 vers 1 sê die Here, moenie moedeloos word nie, hou aan bid. Nommer 3. Partykeer is die presence of God om op te staan en vir iemand anders te help of iets te doen. 'n Man skryf, ek sit in my kar en ek sien iets besonders vreemds raak. 'n Dame, nie meer so jonk nie, kom in die straat af met 'n swart sak en sy tel rommel op. Ek het in my motor geklim en na haar toe gestap en ek het haar bedank vir dit wat sy besig is om te doen, en sy het my vas in die oë gekyk en vir my gesê, meneer, as ek dit nie doen nie, wie sal dit doen? Want al hierdie vuil goed waai af na reg voor my huis. Nou tel ek dit maar op. Almal sê ek is mal en ek gaan siektes opdoen. Hulle is kwaad want hulle sê, nou gaan die munisipaliteit dit doen, nie. Maar meneer, as ek dit nie doen nie, wie gaan dit doen? En toe bied ek aan om die sak vir haar te gaan weggooi. Toe sê sy, nee, ek gaan sorteer dit by die huis, want as ander mense wat geldjies maak met die glas en met die plastiek. Dit gaan oor omgee, deernis, liefde, raak sien, luister, verstaan, uitreik. Ek en jy moet net bly in the presence of God. Dan sal ons weet wat om te doen, want God gaan vir ons sê. Oom Gert word in die ouer huis geskuif na die siekeboeg, maar hy is nog nie Bethlehem nie. En dan hy vra vir die Here, hy worstel met die Here, hoekom moet hy so toe geskuif word? Here, nou is daar niks meer vir my oor om te doen nie. Wat is die doel met my? En oom Gert besluit, hy sal vir die Bethlehemies gaan bid. En so het hy elke dag. Maar 'n sekere tannie wat nie meer geweet het, sy is daar nie. Sy het met niemand gepraat nie. Sy was half in 'n koma, maar sy het nie dood gegaan. En oom Gert het by haar gaan staan, en hy het haar handjie hou vas, en hy het vir haar 'n geseën gebed gedoen, en oom Gert vertel, toe hy amen sê, toe gryp sy daai hand, en sy los hom. Sy sê toe weet hy wat sy doel is. Hy het elke dag by haar gaan sit, vir haar gebed gedoen, en dat hy haar hand hou vas, totdat hy gevoel het die hand skiet, want dan het sy geslaap. Jesus het gesê in Matteus 5, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, ek was dors, julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves, ek was sonder klere, julle het my klere gegee. Gaan hy so aan en dan vra hulle vir hom, Here, wanneer het ons hierdie goed vir u gedoen? Dan sê hy,
Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan enige geringstes gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Nommer 4. Partykeer is die presence of God om op te staan en iets vir jouself te doen. Ek ervaar in ons samelewing, daar's mense wat dink, iemand anders moet vir hulle dit doen. Hulle wag vir 'n towerstafie om geswaai te word, want iemand gaan dit vir my kom doen. Ek het 'n mooi storieetjie daar gelees. Oom Gregorio Angelosi, 80 jaar oud, bly in die buitewyke van Rome. Hy's nog gesond, sy verstand is reg. Hy en sy 7 katte. Sy dogter bly in Afghanistan. Niemand kom by hom nie, niemand kuier by hom nie. Niemand gesels met hom nie. Hy het met die Here begin worstel. Here, wat is my doel in die lewe nog? En toe gaan daar 'n liggie aan. Toe plaas hy 'n advertensie in die koerant. Hy stel homself beskikbaar om te au pair vir kleinkinders. En luister wat die triek was. Hy sal R20.000 'n maand saambring. Oom Angelosi het 'n volle week gewerk deur al die aansoeke. En hy's deur 'n gesin aangeneem. En hy het tot sy dood 'n oupa vir kleinkinders gewees. Don't wait for other people om jou situasie te beredder. Kom in jou binnekamer. Kom by die Here. In Jakobus skryf, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Nommer 5. Partykeer ervaar ons the presence of God in iets wat gebeur of 'n plek waar ons onsself bevind. Nou, ek gaan vir julle 'n storie lees wat Dana Snyman geskryf het. Ek en Dana het gepraat oor die storie. En jy het hom al gehoor, maar luister hom asof jy die eerste keer hoor. Ek is gedaan gery. Ek knip my oë. Dis vroegoggend. Dis pikdonker buite. Die stilte van die oggend suis in my ore. Die Suiderkruis is nêrens meer te sien nie. Ek klim uit my bakkie, dis koud. Ek klim dadelik weer terug. Ek laat sak my sitplek so eentjie en ek lê agteroor. En die slaap kom sommer dadelik. Vroegoggend kraai daar 'n hoender aan. Hier ergens 'n sekere plaas, dink ek. Die son is skerp in my oë, my mond is droog, daar's hoofpyn in my kop opgedam. En toe sien ek dit in my spieeltjie. Agter my is 'n donkie karretjie en 'n ouerige man onder 'n breë bandhoed. 'n Entjie verder staan 2 donkies en vreet. Hulle moes seker ook laasnag hier oornag het. Ek kyk na die ou man se verrimpelde gesig in my triespieeltjie. Ek tel my bottel Coke op en sluk die laaste slukkie daaruit. Die man moes my gesien het, want hy's op pad na my toe. Hy kom staan langs my. Sy teehemp onder sy deurskifte baadjie moes hy ergens persent gekry het, want daarop staan I love New York, en ek dink nie hy was al in New York nie. Oral in die land lewer sulke aangegeede teehemde ironiese kommentaar. Môre meneer, groet hy. Hy kom staan langs die bakkie. Kokkie, stel homself voor. Kokkie smeer. Ek dink, hier kom dit. Die storie van al die nuwe Suid-Afrika. Kokkie vertel my, dat hy 'n skaapskeerder is, met sy vrou en sy kind, dat hulle Christen mense is, en dat hy vanoggend by 'n boer moet gaan inval. Hy vryf oor sy wange en vra, "U kan seker lees, meneer." "Natuurlik kan ek lees." "Nou wil u nie vir ons 'n stukkie uit die Bybel kon lees nie?" Met al die gerondtrek het ek mos toe nou nooit leer lees nie. Dit klink vir my te goed om waar te wees. Hy het werklik nie geld gevra nie. Ek haal diep asem, ek klim in die bakkie en loop agter oom Kokkie smeer aan. En toe sien ek eers die vrou op 'n parafienblik sit, en die donkiekarretjie en die vuurtjie wat daar brand, met die swart gebrande keteltjie. "Kry vir jou reg, ma,
Die meneer gaan vir ons Bybel lees. Net toe kraai die hoenderhaan van vooraf. Dit laat my nogal aan Petrus dink, dit iets kriewel in my. Die haan se gekraai is asof dit my krap, maar ek weet nie presies wat gaan met my aan nie. My oog vang die twee henne en die rooi haan in die draadhok agter op die karretjie. Ek weet sommer, dis daai haan wat so kraai. Oom Kokkie leun vorentoe, tel 'n blou tassie van die karretjie af op. Ergens op 'n tyd was dit seker 'n vrou se vanity case. Hy knip dit oop. Binne is allerlei goed, 'n pakkie Disprints, haarkrullers, 'n opkapie mes, 'n botteltjie lewensessens, 'n tolletjie gare met flitsbatterye. Hierin is al my regulasies, sê oom Kokkie, en hy haal 'n boek uit, 'n Bybel, oorgetrek met bruin papier. Oom Kokkie gee die Bybel aan. Mens kry daarom so hier en daar iemand wat bereid is om vir jou te lees. Dis die Afrikaanse 1983 vertaling. Nou wat moet ek vir julle lees, vra ek. Ek maak die Bybel oop en 'n paar blaaie val uit. Van ergens af kry ek die reuk van motbolle. Oom Kokkie wys na die berge daar in die verte. Lees vir ons asseblief iets oor die berge, meneer. Ek dink, dis ergens in Psalm, sê ek vir myself. Ek dink daar's 'n Psalm wat sê, ek kyk op na die berge. Maar verder weet ek niks. Ek ken net die sinnetjie, en as 150 van die goed, waar gaan ek dit kry? Ek skiet 'n skietgebedjie op. Here help my, dat ek asseblief vanoggend vir hierdie oom en tante kan lees wat hulle graag wil hoor. Ek onthou dit moet ergens in die 120s wees. Ek dink selfs na die 130s en ek begin blaai by 120 en jou werklik waar. Psalm 121. Die vroukie het van ergens af 'n hoed gekry, 'n regte kerkhoed soos my ouma se, met 'n pink blom voorop. Die hoed is nou op haar kop en sy kom staan nader aan die gemeente van 2. Nou is ons 3, en die 2 donkies en die 3 hoenders. En ek begin lees, in die vroeë oggend, met die swart berge wat daar lê, en die sonnetjie begin net teen hulle skyn. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, snags sal die maan jou nie kwaad aan doen nie. Die Here sal jou beskerm, waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Dit val my op hoeveel keer in hierdie Psalm staan. Die Here sal jou beskerm. Die son het opgekom. Die swart berge lê daar in die verte. Dit begin verkleur deur die sonstrale. So nou en dan ry daar 'n kar verby. Maar ons, gemeentetjie van 3, staan en lees hier uit die Bybel. En toe vra oom Kokkie, meneer gaan seker bly vir die gebed. Ek buig dadelik my hoof, want hy moet nie vir my vra om te bid nie. Ek bid nie in die openbaar nie. Nie eens voor hierdie 2 eenvoudige mense nie. En oom Kokkie tel sy een hand in die lug. Ek het gesien wat ek het geloer. En net voordat hy begin bid, kraai die verdomde hoenderhaan weer. En hy begin, rondom Jerusalem is daar berge. En hy bly so lank stil, dat ek begin loer, wat gaan nou gebeur? Ek is skoon senuwee agter, net te kraai die hoenderhaan weer. En oom Kokkie sê, kom u so rondom ons. En daar staan ek, en ek luister na die mees eerlike, opregte gesprek met God van 'n eenvoudige man wat 'n donkiekar ry en 'n skaapskeerder is, met die God van die heelal. Dit was voorwaar 'n kairos oomblik in my lewe. God het my daardie oggend op 'n manier aangeraak. His presence. Daar was 'n kriweling wat aan my ruggraat afgevloei het. Daar was 'n warm stroom elektrisiteit. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek het gegroet
Ek het in my bakkie geklim en stadig begin wegry Lensburg toe. En toe ek vertrek, toe kraai die hoenderhaan weer. My ruit was afgedraai, die koue oggendlig het in my gesig gewaai. Ek het in die triespieeltjie gekyk, daar staan oom Kokkie en sy vroukie. Sy is besig om haar hoed weer te bære en hy is besig met die vanity case en die pad lyk vreemd en ek voel vreemd, want iets het met my gebeur. Ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek sal nooit weer vir oom Kokkie smeer dalk raakloop nie. Maar iets het in my ingebrand. The presence of God. Kom soms met jou en my deur 'n gebeurtenis. Paulus sal elke keer as hy 'n helder lig sien aan die Damaskusberg dink, wat die helder lig hom op die grond neergeslaan het. Moses sal elke keer as hy 'n brandende bos sien, dink aan hoe God met hom gepraat het by die bos. Elia sal elke keer as hy 'n grot sien, die ingang van 'n grot, sal hy dink hoe God vir hom gesê het, kom staan in die ingang Elia, want ek wil verbygaan. En in die vuur en in die wind en in die aardbewing en in die rotse wat stukkend gebreek het, was God nie. In die stilte het hy God ervaar. Die Emmausgangers sal elke keer wanneer hulle die nagmaalbrood breek en die wyn neem, dink aan daai oomblik wat Jesus met hulle was die dag na sy opstanding en hoe hulle oë oop gegaan het. En Petrus sal elke keer wat hy 'n haan hoor kraai, dink hoe hy daai aand omgedraai het en in Jesus se oë gekyk het, nadat hy hom verloon het. Elke een van ons kan vanoggend opstaan en 'n storie vertel. Daar was al in jou lewe 'n gebeurtenis where you experience God. Moses se gesig het geblink nadat hy in God se teenwoordigheid was. Nou is my vraag, beleef ek en jy dit? Beleef ander mense dit in ons? As jy 'n blaadjie het, wil ek hê met jy die blaadjie oopmaak. Ek weet nie op bladsy wat dit is nie. Maar my laaste punt, partykeer ervaar jy the presence of God in 'n gestalte van 'n gesig of 'n visioen of 'n beeld of een of ander iets wat jy sien. Daai Openbaringe 4. Ek gaan dit vir jou lees. Ek wil hê dat jy dit dalk moet volg op die blaadjie, of as jy wil, kan jy net jou oë toemaak. Maar Johannes ervaar God se teenwoordigheid. Vers 1. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. Sien jy dit? Visualiseer vir jou 'n deur wat oop staan. En 'n stem soos die geluid van 'n trompet. Wat ek eerste keer met my gehoor praat het gesê, nou hoor hierdie stem by daai deur uitkom. Kom op hierheen, ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Dan jy sien hy oop deur. En jy sien, jy hoor die stem. Vers 2, onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Visualiseer dit, sien, die deur is oop, die stem het gepraat
Die Gees het jou opgeneem. En daar sit iemand. Hoe het hy gelyk? Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Sien jy dit? Sien jy die reënboog rondom die troon? Vers 4, reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone was daar 24 ouderlinge. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Kyk daai 24 krone. Kyk die ouderlinge wat daar sit. In hulle wit klere. Die krone op hulle kop. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand soos die Olimpiese fakkel. Dis die 7 geeste van God. Sien jy die 7 fakkels? En voor die troon was daar 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Sien jy dit? Dit blink voor die troon, voor die 24 ouderlinge. Vers 8. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, die God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Hoor jy dit? Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, het die 24 ouderlinge gekniel voor hom wat op die troon sit en aanbid hom tot in alle ewigheid. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer. Hulle haal daai krone van hulle koppe af en hulle kom sit dit voor die troon neer. Here, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Drink dit net 'n bietjie in. Visualiseer vir jou dit wat hier gebeur in Johannes in Openbaring 4. Johannes ervaar the presence of God, soos wat ek en jy dit moet ervaar. Ek wil vir jou sluit met 'n lied wat ek wil speel. Wil jy met jou oë toemaak? Wat doen? In 2 Korintiërs staan daar 2 Korintiërs 2. Aan God die dank. Hy voer altyd saam met ons die triomftog. Nou luister mooi. Deur ons, wat in Genesis 1 as sy beeld geskape is, wat in 1 Korintiërs 6 die inwonende Gees ontvang het, versprei hy die kennis van Christus soos 'n aangename geur. Soos 'n aangename geur. Hoe ruik ons môre by die werk? Wat se geur gee ons af? Ons is die wierook
wat deur Christus vir God gebrand word. Wow. Ontvang die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.